'n groot hartseer is dat ons mensdom is net gefokus op onsself. Ons gemak, ons plesier, ons voorkeure, dit wat ons wil hê, gaan net oor onsself. En ons wil God ook gebruik net vir onsself. Ons wil God gebruik sodat dit lekker gaan met ons. As dit nie goed gaan met ons nie, dan is ons kwaad, dan is ons ongelukkig. Maar Paulus kom en dan wil hy vir ons iets leer wie ons is. En jy onthou wie Paulus was. Hy was Saulus gewees. Saulus het die kerk vervolg. Hy het baie bad goed gedoen. Toe praat die Here met hom en toe kom 'n groot verandering in sy lewe en hy draai om. Hy's vervul met die Heilige Gees, hy's gedoop en hy word een van die grootste evangeliste wat ons ken van in die moderne tyd vandag. Nou Paulus ergens het sy naam verander na Paulus toe, wat hy homself Paulus begin noem het, want hy het sy naam verander ook, sy hele lewe het verander. Nou skryf Paulus hierdie volgende. Hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 20, 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree op as ambassadeurs vir Christus, terwyl God deur ons appel aan julle rig. Ons smeek julle terwyl van Christus, kom tot versoening met God. En dan sê hy, God het hom wat nie sonde geken nie, sonde gemaak terwille van ons, sodat ons op grond van ons hegte verhouding met Christus deur God vrygespreek kan word. Maar hy sê, ons tree op as ambassadeurs. Nou dink ek, as wat tree jy op? Tree jy op net vir jouself, doen jy net jou eie ding, besig met jouself, of tree jy op as ambassadeur? Nou moet jy weet, ek, Johan Brits, sal like om 'n ambassadeur te wees. Want jy's in 'n ander land, jy ry, dit gaan goed met jou, dit ry grand car, ek sien ambassadeurs daar in Sandton, dan kan jy hulle karre sien, grand karre, bly in grand huise, hulle werk in 'n ander land, hulle het so 'n bietjie immuniteit van die wette en reëls, omdat hulle ambassadeur is. Maar ambassadeur verteenwoordig daardie land. Daai ambassadeur sê wat die president sê, wat die land sê. Hy dra die kleure van daardie land. Hy praat vir daardie land. Hy praat nie vir homself nie. Hy tree as ambassadeur op. Nou as wat tree jy op? Tree as die duiwel op? Tree jy op en sê wat die duiwel sê, doen wat die duiwel wil hê, of tree jy op as 'n gesant, as 'n ambassadeur vir die Here? Jy lyk soos die Here, praat soos die Here, doen soos die Here, werk soos die Here, leef soos die Here. Mense kan sien, maar jy is iemand wat soos 'n kind van die Here lyk. Nou dink ook daaraan, Paulus skryf, hy sê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld. So, as ek 'n ambassadeur is, ek is in Suid-Afrika, maar ek is van Amerika, of ek is in Suid-Amerika ambassadeur, maar ek is van Suid-Afrika af. Ek verteenwoordig. Nou vra ek, wie verteenwoordig jy? Nou as jy vandag kan besluit en sê, maar ek is 'n ambassadeur van die Here. Jy kan aangestel, Here gebruik my, ek is 'n ambassadeur van die Here. Dink ek gaan jy God se guns en goedheid sien? Gaan jy beleef dit wat die Here in jou lewe doen, want onthou, hy wil goeie ambassadeurs hê, hy wil 'n ambassadeur hê, wat uitstaan en sê, wow, maar ek wil so wees. Hy soek ambassadeurs wat vir hom praat, wat goed vir hom doen. Nou, 'n goeie voorbeeld in die Bybel is, hier's 4 vriende, wat 'n verlamde na Jesus toe bring. Jesus in Kapernaum, en hulle bring hierdie verlamde vriend van hulle na Jesus toe. En die Bybel sê, toe Jesus hulle geloof sien, toe sê hy vir die man, jou sonde is vergewe, en toe stry die ouens met hom, en hy sê, goed, staan op, vat jou bed en loop. Maar toe God hulle geloof sien, nou, wat sien God van jou? Sien hy dat jy 'n ambassadeur van hom is? As ek 'n ambassadeur van die Here is, dan moet jy geloof hê. Jy moet geloof praat, jy moet die regte goed praat. Jy moet sê wat God sê, asseblief, moenie sê wat die duiwel sê nie. Sê wat die Here sê, doen wat die Here sê, praat soos die Here. En jy gaan sien die blessing van God oor jou. Jy gaan sien hoe God jou gebruik. Jy gaan sien hoe God met jou werk. Jy gaan sien hoe God, dat jy uitstaan vir die Here en die Here wil jou gebruik. So ek wil sê dankie. Dankie dat jy ambassadeur is. Dankie dat jy 'n medewerker is, 'n werkspan van die Here is en vir God iets doen.
Dankie dat jy luister. Jy is 'n great blessing.